Can I ask you to move the slides for me because I always struggle with the clicker. Terwyl hulle besig is daar agter. Ek het baie geseënd gevoel deur verlede Sabbat se aanbiedings. Wie anders was geseënd deur die aanbiedings verlede week? Ja. Baie moeilike boodskappe, maar ek dink baie mooi aangebied. En ek dink dit het mooi ingepas by 'n fokus vir die gesondheidsbediening vir hierdie kwartaal op geestesgesondheid. En terwyl ons besig is met moeilike onderwerpe, het ek gedink, miskien moet ons maar bly by moeilike onderwerpe. En praat oor 'n tema waaroor daar al baie gepraat is, maar ek dink nie 'n mens kan ooit genoeg oor hierdie tema praat nie. En so ek het vandag se program of se voorprogram getitel Onder in die put. En ek dink dis 'n goeie beskrywing vir 'n plek waar baie van ons al was. Ek dink almal van ons hier het al op 'n tyd in ons lewe gevoel ons sit onder in 'n put. En ja, dis partykeer moeilik om daar uit te kom, maar ek wil begin met 'n gedeelte uit die Bybel. Ons kan maar na die volgende gedeelte toe aangaan. En dit is uit 1 Konings. En ek sal nie deur die hele verhaal gaan nie, maar ek kan dit gerus weer gaan lees in 1 Konings vanaf 1 Konings 17. En dit gaan hier oor Elia. En dit begin by vers 21 en dit sê Elia het voor die volk gaan staan en gesê: "Hoe lank hou julle aan met hink op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom, en as dit Baal is, volg hom." Die volk het hom nie geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk: "Ek alleen het oorgebly as profeet van die Here, maar daar is 450 profete van Baal. Bring nou vir ons 2 bulle. Hulle kan vir hulle 1 bul kies en hom opsny en op die hout uitlê, maar hulle moet dit nie aan die brand steek nie. Ek sal dieselfde doen met die ander bul. Ek sal hom op die hout uitlê, maar dit ook nie aan die brand steek nie. Dan moet julle tot julle God bid, en ek sal tot die Here bid. Hy wat met vuur antwoord, is God." En ons onthou wat hierna gebeur het. Hierna het die Baal-aanbidders se offer nie aan die brand geslaan nie. En die gevolg is dat die Baal-profete is doodgemaak. Op die volgende gedeelte, op die volgende skyfie, sien ons dat Agab vir Isebel gaan vertel het wat Elia gedoen het, en dat hy al die profete om die lewe gebring het. En Isebel het toe 'n boodskapper na Elia toe vir hom gestuur met 'n dreigement. En sy het vir hom gesê: "Mag die gode my om die lewe bring, as ek môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, nie met jou gemaak het soos jy met die profete gemaak het nie." En Elia het toe gevlug na die woestyn, en hy het onder 'n besembos gaan sit, en hy het gewens hy gaan dood. En hy het tot die Here uitgeroep, en engele het gekom en hom gevoed en versorg. Ons kan maar aanbeweeg. En die vraag wat ek wil vra vir u, en is welkom om te antwoord, skus, ek seker nie nodig nou vir mikrofone nie, maar dink u Elia se optrede hier was reg? Het hy reg opgetree deur te vlug? Het is seker nie reg om te vra wat die regte ding sou gewees het om te doen nie, want ons is nie in Elia se voete nie, of se skoene nie. Maar van ons sal dalk sê, maar Elia wat soveel wonderwerke van God gesien het, Elia wat verstaan het wat God kan doen, kry 'n dreigement van iemand wie se God hy nou net bewys het is lewe nie, en hy vlug. Hy hardloop woestyn toe en hy vra hom dood te gaan. So dit waarmee hy gedreig is, wil hy nou hê. Hy vra, laat my eerder net doodgaan.
Maar daar's 'n belangrike gedeelte hier en dit is wat hy gedoen het, behalwe dat hy gevlug het, is hy die Here aangeroep. Hy het die Here se hulp gevra. Ek wil na die volgende verhaal toe gaan en die volgende verhaal is oor Moses. En ons sien dit in Numeri 11. Moses het 'n baie soortgelyke geskiedenis in die sin dat hy die wonderwerke van God baie duidelik raak gesien het. Maar hier sien ons die volk is ongelukkig, hulle is moeg vir manna eet en hulle het lus vir vleis. En die Here voorsien elke dag aan hulle behoefte, maar hulle is ontevrede. En Moses het genoeg gehad. En hy sê, Here, ek sien nie langer kans om hierdie volk alleen te dra nie, want dit is te swaar vir my. As U so met my wil maak, kan U my gerus maar om die lewe bring, as U my goedgesind is. Hierdie slegte behandeling kan ek nie meer verduur nie. Ek dink nie enige van ons kom op hierdie punt na een gebeurtenis nie. Ek dink dis nogal raar. Ek dink meeste van ons gaan deur 'n klomp slegte dinge voor ons op hierdie punt kom. En ek dink Moses het bietjie van 'n moeilike tyd deurgemaak met hierdie volk. Ons lees dit, dat sy tyd miskien nie so maklik was nie. En ons kan dieselfde vraag vra oor Moses, wat ons het oor Elia. Was Moses se optrede hier reg? Is dit wat hy van die Here gevra het, die regte ding wat hy gevra het? Maar wat het Moses gedoen? Moses het na God toe gegaan. Hy het die Here aangeroep. Hy het miskien nie alles gesê presies soos hy moet nie, maar hy het na die Here toe gegaan. Hy het die Here aangeroep. Ons kan maar na die volgende skyfie toe gaan. Net 'n paar name daar. Ek wonder of enigiemand anders hier sommer net so uit die face uit aan ander voorbeelde kan dink. Maar 'n paar ander name in die Bybel waar ons soortgelyke situasies sien, waar mense wat God se werking kragtig gesien het en 'n verhouding met God gehad het, moeilike dinge deurgegaan het en in 'n moeilike plek in hulle lewe beland het, maar in hulle tyd van nood die Here aangeroep het. Goed, kom ons gaan na die volgende gedeelte toe. So natuurlik wil ek praat oor depressie, maar die Bybel praat nie van depressie nie, want Moses was nie gediagnoseer nie en Elia was nie gediagnoseer nie en dit maak ook nie eintlik saak nie. Want ek dink nie die naam is hier belangrik nie. Wat hier belangrik is dat ek dink dit wat ons lees, hierdie emosies wat ons op hierdie skyfie sien, en ek sien nou van die helder kleure is bietjie moeilik om te lees, so ek sal net deur hulle gaan, maar al hierdie emosies hier is iets wat almal van ons dalk al in ons lewe beleef het. Om in 'n depressiewe bui te wees of 'n lae gemoed te hê, om verminderde belangstelling in aktiwiteite te hê, nie meer die lewe te geniet nie, veranderinge in ons gewig of ons eetlus te ervaar, moegheid, lae energievlakke, om waardeloos of skuldig te voel, om konsentrasieprobleme te hê en selfs gedagtes van selfmoord of dat dit nie meer die moeite werd is om te lewe nie. En natuurlik is hierdie nie 'n diagnostiese toets vir depressie nie, en om een of ander tyd so te voel vir 'n rukkie in jou lewe is ook nie 'n diagnose nie. Dit gaan meer daaroor dat hierdie tipe van emosies vir 'n lang tyd by jou bly en jou funksie aantas. Maar dit is iets waarmee ons almal kan assosieer, en om dit in perspektief te plaas, wil ek net 'n paar statistieke noem. Globaal word dit gereken dat omtrent 5% van mense op enige stadium aan depressie ly. 5%. In die VSA is dit so bietjie hoër, 6.9%, Duitsland 5.6% en Australië 10%. Wat dink julle, en hier wil ek nou 'n antwoord hê. Wat dink julle is dit in Suid-Afrika? Enigiemand? 25%, enigiemand anders? 30%? Julle is naby. Michelle is die naaste. Ons kan maar na die volgende skyfie toe gaan. Ja, dit is skrikwekkend, nee, 1 in 4 mense. En dit het seker maar baie te doen. Die studie wat gedoen is, was gebaseer op, nie op 'n diagnose van depressie nie, maar op waarskynlike depressie. En die rede daarvoor is dat baie mense, ek wil sê die meerderheid van mense wat hierdie tipe simptome het, nie hulp soek nie.
nie opkry nie of nie kan behandeling kry nie. En dit maak dit nog meer skrikwekkend. Maar ons het 'n spesiale, unieke konteks in Suid-Afrika wat miskien deel van die rede kan wees hoekom depressievlakke so hoog is hier by ons. Ons kan maar aanbeweeg. So die vraag sal natuurlik by ons opkom, wat kan ek doen? Miskien voel ek so, wat kan ek doen? Hoe kan ek iemand anders help? Goed, so ek weet ek kan nie vanoggend in hierdie kort tyd, in die paar minute wat ons het, 'n hele program doen oor depressie en hoe om daar uit te kom nie, maar ek wou net 'n paar punte uitlig. En die eerste is dat dit baie keer baie moeilik is om self uit 'n put uit te kom. Jy weet, wanneer jy heel onder in die put sit en is donker en jy kan nie sien wat daar bo aangaan nie, is dit moeilik om jou weg uit te sien. En so, ek wil almal aanmoedig vandag, as jy dalk iemand ken wat in daai plek is, of as jy self in daai plek is, jy hoef nie alleen uit die put uit te kom nie. Daar is altyd hulp, en daar is altyd iemand na wie jy kan uitreik, of wat bereid is om te help. En so, ek gaan nie vandag spesifiek praat oor die invloed van leefstyl nie, want die invloed van leefstyl het ons al baie hier bespreek. Ons het die New Start beginsels al baie bespreek, en ons weet dat 'n gesonde liggaam is 'n goeie huis vir 'n gesonde gees. Ek gaan ook nie praat oor mediese behandeling en berading nie, alhoewel daardie baie belangrike dele is van die behandeling van depressie in baie gevalle. Maar as ek kan aangaan na die volgende gedeelte, wou ek net 'n paar spesifieke gedeeltes aangeraak het, wat vir ons leiding bied uit die woord van God en die gees van profesie. Wat ek dink prakties is en vir almal toeganklik is en 'n goeie beginpunt is in baie gevalle. En die eerste is medelee. Natuurlik moet ons met mekaar medelee hê en mekaar lief hê soos wat Jesus ons liefhet. Dis die eerste ding wat ons kan doen vir iemand wat depressief is om werklik om te gee en hulle lief te hê. Die tweede een is vir almal van ons. Fokus op jou seëninge. Ek het 'n verskriklike mooi gedagte gesien in die week wat voorgestel het dat ons het altyd hierdie goed by ons om 'n nota te maak op jou foon wat jy kan gaan verander van tyd tot tyd, wat sê die Here seën my altyd. En elke keer as die Here jou seën of iets goed gebeur in jou lewe, gaan skryf dit neer. Sodat wanneer daai donker oomblikke kom, het jy 'n hele bundel van jou eie seëninge wat jy kan gaan naslaan, om jou te herinner dat God teenwoordig is in jou lewe en jou seën. Want wanneer jy daar onder in die put sit, is dit moeilik om te onthou. So dis goed as jy 'n nota by jou het, 'n kripnout. Verskuif jou fokus weg van jouself. Jy gaan jouself nie uit die put uitkry nie, maar met God se hulp kan jy. Kyk na God, hy het die antwoorde. Wees dankbaar. Ek kan regtig getuig daarvan dat ek dit daagliks sien dat mense wat 'n dankbare gees het, is net beter af. Hulle is gesonder, dit gaan beter met hulle gemoed is beter. En dit is baie moeilik om in 'n negatiewe plek te bly met 'n dankbare hart. Baie moeilik. So, gaan terug na daai lysie wat jy gemaak het. Elke keer wanneer dit moeilik gaan en bedank die Here vir elkeen van daai seëninge. Al bedank jy hom 5 keer 'n dag vir dieselfde seëninge, dit maak nie saak nie, bedank hom. Kyk om jou, sien wat God vir ons gegee het en wees dankbaar. Spreek jou dankgebede uit. Helende Hand, bladsy 251 sê, niks bevorder die gesondheid van die liggaam en die siel meer as die gees van dankbaarheid en lof nie. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Dis 1 Tessalonisense 5 vers 18. Die volgende gedeelte gaan ons aan sing lofliedere. Dit is spesifiek in die Helende Hand. Dit sê, wanneer dit met ons moeilik gaan, wanneer ons versoek word, moet ons liewer as om daardie negatiewe gevoelens in ons te koester, moet ons lofliedere sing. So ons moet 'n toolkit hê. Ons moet toerusting hê, ons moet liede hê wat ons weet, as dit moeilik gaan, dis my liede, ek gaan hulle sing, ek gaan die Here loof en prys. En as jy voorbeelde van sulke liede wil hê, gaan lees in die Helende Hand, daar's 'n paar goeie voorbeelde. Die volgende is om ander te help, en dit kom terug na die fokus verskuif van onsself. Help andere.
Dit sê in die helende hand bladsy 256 na mate hulle probeer om ander te help, sal die duisternis uit hulle eie harte verwyder word of verdryf word. Die volgende wil ek sê is die belangrikste. En dit is om te bid vir die Here om jou gesond te maak. Ons het dit in ons 2 voorbeelde gesien waarmee ons begin het. Jy gaan miskien nie altyd weet wat om te bid nie. Jy gaan miskien nie altyd die regte ding bid nie. Maar vra vir die Here om jou gesond te maak, want hy kan en sal dit doen. Die ander belangrike deel daarvan is om te onthou dat wanneer ons die Here vra, wanneer ons versoeke rig in ons gebede, moet ons sonde bely aan God en gehoorsaam wees tot hom. Maar ons kan tot die Here kom, ons kan alles na hom toe bring. En hy sal vir ons genees op sy tyd en binne sy tydsberekening, wanneer hy weet dit is die beste vir ons. Goed, ons kan na die volgende skyfie toe aangaan. Ons het nie tyd nie, so ek sal hierdie gedeelte oorslaan, behalwe om te sê dat ek kan persoonlik hiervan getuig, dat ek self in daai diep donker put was op 'n tyd in my lewe. En ek vir die Here gevra het om my gesond te maak. En nadat ek hom gevra het om my gesond te maak, het ek vir hom gesê, dankie dat ek gesond is. En ek was. En ons moet die Heilige Gees vra om vir ons hierdie geloof te gee. Want ons kan dit nie uit onsself vind nie, maar God sal sy genade aan ons bewys as ons hom vertrou. En dan wil ek net afsluit met die volgende skyfie. En dit is net om terug te gaan na Elia. God het vir Elia gesond gemaak. Hy het hom aan Elia openbaar. En Elia het nooit die dood gesien nie. 2 Konings 2 vers 11. Volgende gedeelte is oor Moses. God het vir Moses 'n oplossing gegee op sy probleem. Moses het gesterf op ouderdom 120 jaar, maar later sien ons waar is Moses. Hy's by Jesus. En dit is wat God vir elkeen van ons kan doen. Hy kan ons nou uit die put uithaal, sodat ons saam met hom die ewigheid kan spandeer. Ja, dankie daarvoor. Maleagi 4 vers 2 sê, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleuels wees en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. Kom ons sluit net ons oë vir hierdie gedeelte en dan gaan ons oor na die lesstudie. Ons Vader in die hemel, dankie dat U altyd van ons weet. Dankie dat U van ons bekommernisse en van ons pyn weet. Dankie dat U ons ook vind onder in die diep donker put. Dankie dat ons gedagtes en ons gevoelens na U kan bring, ongefilter en Here, U sal vir ons die regte oplossing gee en genesing op die tyd wanneer dit die regte tyd is. Here, help ons om nooit U hand te los nie, om U nooit te vergeet wanneer dit met ons moeilik gaan nie. Here, seën ons en help ons om ook 'n seën vir ander mense te wees met wie ons in aanraking kom. Vra dan nou ook dat U verder die verrigtinge sal seën en met elkeen van ons sal wees soos ons nou meer van U leer in die lesstudie.